Soos julle almal weet, is ons die afgelope paar weke besig met Genesis 3 en hierdie is ons laaste Sondag dat ons daarna gaan kyk. Ons het 'n bietjie gekyk na die sondeval van Adam en Eva, hoe sonde in die wêreld gekom het. So vanoggend se tema is Adam se straf. Die vorige weke het ons gesien wat was die slang se straf, die duiwel se straf, wat was Eva se straf gewees. So vanoggend se tema is dan Adam se straf en ons lees Genesis 3 daarvan in vers 17 tot en met vers 19. Genesis 3 vers 17 tot en met 19. Ons oorhoofse tema is die sondeval. Ek lees voor en daarna bid ons saam. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitsprei, en jy sal veldplante eet. Net die harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Kom ons maak die bid toe, dan bid ons net saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons is dankbaar vir elkeen wat vanoggend hier is. Dankie Here Jesus dat ons weet dat U is verhewe. U is die Alfa, U is die Omega. U is die groot Ek is. En Here, in hierdie oggend kom ons vanoggend met dankbare harte. Here, dankbare harte omdat U vir ons goed is. Omdat U 'n God vol van genade is, liefde en trou. En ons aanbid vir U in gees en waarheid. Want Here, U sê in die woord dat U soek die wat U so aanbid. Ons dink ook aan hulle wat nie hier is nie, welke rede. Ons bid, Here Jesus, vir ons kerk. Here, ons bid dat U hierdie kerk sal bou, dat U vir ons nuwe mense sal stuur. En Here, hierdie is nie ons kerk nie die kerkraad se kerk. Dis nie my kerk nie. Dis nie die lidmate se kerk nie. Here, dis U kerk. En ons bid dat U asseblief U kerk sal bou, sodat die poorte van die doodryk dit nie sal oorweldig soos U in die woord beloof het nie. Here, ons besef ons afhanklikheid van U. Here, ons besef dat U die een is wat hierdie kerk nog al die jare gedra het. Ja, Here, deur moeilike tye, goeie tye, U is daar en U is getrou. En ons weet, Here, dat U woord sê ook dat U trou is van geslag tot geslag. En ek bid, Here Jesus, dat ons in hierdie tyd, dat ons as U kerk, dat ons met albei ons hande, Here, aan U sal vashou soos nog nooit tevore nie. Here Jesus, dat U ons fokuspunt sal wees. Dat ons nie mismoedig sal word, maar dat ons sal vertrou op U. Dat U die een is wat almagtig is. Dat U die een is wat kan doen ver bo wat ons dink of wat ons kan doen. Ja Here, dat U selfs die onmoontlike kan vermag. En hoeveel keer, Here, in ons lewens kan ons getuig, baie keer lyk dinge vir ons so donker. So onmoontlik. Maar dan tree U in met U goddelike hand. U gryp in en U bring verandering. En ons eer U daarvoor. Kom en word U verheerlik, selfs in vanoggend. In Jesus naam het ons bid. Amen. So ons eerste punt, ons kyk vanmôre na Adam se straf. Wat baie interessant is, ons nou gesien die vrou kry 'n straf wat op toepassing is van haar. Sy kry haar eie straf. En die straf kom op haar. En die duiwel dieselfde, die straf vir die duiwel is op toepassing van hom. Maar met Adam is dit heeltemal anders. Het enigiemand idee, miskien hoekom? Skiet er die heup, jy weet al 'n moeilike vraag. Het enigiemand idee, hoekom kry Adam 'n swaarder straf as Eva en die slang? Kom ek gee 'n uitdrag. Wie het God eerste gemaak? Adam. Adam is eerste gemaak. Hy's die man. Nou 'n bietjie meer daaroor.
So ons eerste punt is, daar moes gestaan het, ek het hom nie by gesê, die oorsaak van die vloek. So die oorsaak van Adam se vloek, Genesis 3 vers 17, vir die mense het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het. Manne, hoor julle hierso? Hier's 'n waarskuwing. Net sê hom nie kies. Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak jou lewe lank. So met ander woorde, ons weet nou, hierso sien ons, die Here God sê vir Abraham, punt nommer 1, Abraham, omdat jy nie na jou vrou geluister het, is die aarde deur jou toedoen vervloek. So die aarde word vervloek, maar ook Adam. So ons weet nou, in die begin het ons gesien, die Here God het vir Adam en Eva gesê, julle mag nie van die boom van kennis van goed en van kwaad eet nie, anders sal julle sterf. Onthou julle dit. En ons weet hoe, hulle het dit gedoen. Die duiwel het vir Eva mislei of verlei, en sy daarvan geëet en sy gee vir Adam. En Adam het daarvan geëet. En die Here God het dit geweet. Maar dan sien ons ook die genade van God, want hy het gesê, as julle eet, dan sal julle sterf. Maar die Here God het hulle gestraf, maar hulle het nie gesterf nie. Maar, as gevolg van Adam se sonde, word die hele aarde vervloek, en dood kom die wêreld in. Ons lees in Romeine 5 vers 15, wat dit baie mooi beskryf. Maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens, het baie gesterf. Hierdie een mens is Adam. So Paulus verwys hier na Adam. Maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. So Paulus kom en sê, luister die, as gevolg van een mens het sonde in die wêreld ingekom. Maar as gevolg van Jesus Christus kom hy sterf aan die kruis en hy dra almal se sonde. So met ander woorde, die Here God plaas die verantwoordelikheid van sonde op Adam. Want jy sien, Adam se primêre sonde was dat hy nie die rol gespeel het as leier en beskermer van sy vrou. Hy het dit nagelaat, want hy het vir sy vrou geluister. Want nou onthou julle laasweek, 2 weke terug het ons gesien, toe die Here vra vir Adam, wat het jy gedoen? Toe sê Adam, dis nie ek, dis die vrou wat nie vir my gegee het. Hy verontskuldig half homself, maar hy kom die Here God en hy sê vir Adam, dit is jou skuld. Hy plaas die skuld daarop om, hoekom? Want punt nommer 1, Adam, jy moes by die woord gestaan het. Ek het jou verbied, ek het vir jou gesê, jy mag nie van die boom eet nie, jy moes vasgestaan het, maar jy het nie. Jy het eerder na jou vrou geluister, jy het ingegee. En as gevolg daarvan, word die hele aarde, en die hele aarde beteken alles en almal op hierdie aarde, betaal die prys vir Adam se sonde. En ons weet in vandag se tyd, in die tyd waarin ons lewe, dis nie maklik nie. En dit alles as gevolg van die vloek van Adam. Die hele aarde is vervloek. En nêrens in die skrif lees ons dat daai vloek het gestop nie. Baie mense sê maar, omdat Jesus gekom het, nee. Jesus het gekom om ons vry te maak van die wet. Hy het gekom om vir ons verlossing te bewerkstellig. Daai vloek staan nog steeds. Maar wat interessant is, Adam is eintlik nooit verlei nie. Maar Adam het wel gesê, het was nie ek gewees nie, maar hy is nie werklik verlei nie. In 1 Timoteus 2 vers 14 sê Adam dit baie duidelik, sê Timoteus dit baie duidelik. So Adam het presies geweet wat hy gedoen het. Hy het geweet dis sonde, hy het geweet hy mag dit nie doen nie. Hy het geweet God het hom eers gemaak. Hy het geweet sy God gegewe gawe is, hy is eerste mens, hy is man.
Want nou die Here God het gesê vir Eva, jou man sal oor jou heers. In die wêreld werk dit anders. Luister, die term onderdanigheid is in die wêreld sonde. God se orde is, Adam is eerste gemaak, dan is hy die vrou, dan kom haar kinders. Die Here kom met eerste, dan is dit jou man, dan is dit jou kinders. Dis hoe dit hoort. En Adam, hy doen sonde. Wat doen hy? Hy luister nie vir die Here God nie. En as mens dit hoor, dan besef 'n mens, maar eintlik het die mensdom nie eintlik verander nie. Want mense, kinders van die Here, doen in vandag se tyd nog steeds dieselfde ding. Hoeveel keer van ons is skuldig hier daar? Hoeveel keer het jy nie al? Luister nie, ek is net so skuldig. Hoeveel keer het ek nie al? Ek weet hierdie is verkeerd, maar jy doen dit maar in elk geval. Kan ek julle 'n vraag vra? Wie in die Bybel praat daarvan? Wie in die Bybel sê dit wat ek nie moet doen, nie doen dit? Enigiemand? Kevin? Sê die Jader en mense op YouTube het gehoor. Paulus sê in Romeine 7 vers 15. Paulus. Almal weet Paulus is 'n man van God. 3/4 van die Nuwe Testament is deur hom geskryf. Weet jy wat sê Paulus? Dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. Maar dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. En dan verder as jy lees, dan vra hy, wie sal my verlos van hierdie bestaan? Dan sê hy, net een persoon, Jesus Christus. Niemand anders nie. So in ander woorde, ek en jy as mens, ons moet weet, daar's nie iemand op die aarde, al is hy gered, wat kan sê, ek het nog nooit sonde gedoen nie, ek sal ook nooit sonde doen nie. Want jy is nie volmaak nie. God alleen is volmaak. Maar ek wil dit weer noem. Adam is nie mislei nie. Adam was ook hier onder 'n wanindruk gewees nie. Hy het presies geweet wat hy gedoen het. Maar wat hy gedoen het, in plaas daarvan, dat hy gehoorsaam is aan die Here God, kies hy sy vrou bo die Here. En hoor hierso, in vandag se tyd gebeur dit ook. Ons kan dalk dink, Adam, hoe kon jy dit gedoen het? In vandag se tyd gebeur dit nog steeds. Baie keer gebeur dit dat ouers kies hulle kinders bo die Here. Praat hulle kinders se sonde goed. En partykeer is dit nie altyd maklik nie. Partykeer is dit nie maklik om vir jou kind te sê, hoor hierso, dit wat jy doen, dis sonde. Maar jy moet opstaan, as jy die Here werklik lief het, al is dit hoe moeilik. Staan op vir die waarheid van die Here Jesus Christus. Al beteken dit jy is ongewild, maar doen nie die regte ding. Leer uit Adam se foute uit. Want jy sien, Adam se oor, een mens se oor so ongehoorsaamheid het 'n effek op die ganse aarde. Romeine 5 vers 19. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het. Hierdie een mens, Adam. So ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Hierdie een mens, Jesus Christus. Dis belangrik om die konteks te verstaan. Adam doen sonde. Die wêreld is gebroken. Dood kom die wêreld in. Die tuin van Eden is vir die mensdom gesluit. Mense mag nie meer kom. Die Here verban hulle uit. Wêreld is gebroken. God die Vader stuur sy seun Jesus Christus om vir ons volmaakte verlossing te bring. Om ons vry te koop van sonde. So die Here God is soewerein en regverdig. En baie keer dan lyk dit nie so. Jy gaan baie keer in die Bybel is daar voorbeelde waar ons sien wat goed gebeur. Dan lyk dit vir ons as mens, maar is die Here nou nie 'n bietjie te streng? Kon die Here dit nie al dalk beter gehanteer het nie? Nee, want God is soewerein.
Hy is die koning van alle konings, hy is almagtig. Hy is in beheer, hy kan maak net soos wat hy wil, want hy is God. En ons is mens. Ek beloof jou, toe ek my kinders toe klein was, vir 'n pak gegee het hulle baie keer gesê, maak 'n pa my nie aan my straf nie. Ek kon dan. Maar ek was hulle pa gewees en ek het gekies wat is hulle straf. Hoeveel te meer die Here God, wat soewerein is, wat almagtig is. Ons tweede punt, 'n vervloekte aarde. Genesis 3 vers 18 en 19. Die aarde sal vir jou dorings en wissels laat uitsprei, en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daarin is jy geneem, stof is jy, en jy sal weer stof word. Jy sien, as gevolg van Adam se sonde, word nie net die mensdom en diere, maar die aarde word ook geraak deur hierdie vloek. So die aarde sug onder die las van sonde. Die tuin van Eden word 'n veld van pyn en lyding. Maar wat baie interessant is nou, wat was die aarde se reaksie? Die Bybel noem dit nie. Dis nie asof die aarde nou skielik uitgeroep het, o, ek is in die moeilikheid nie. Wat gaan van my word nie? Want hoekom nie? Want die aarde het nie emosie nie. So nou wonder mens, hoe werk dit nou? Hoe kan die Here God, daai vloek op die aarde, dit het 'n effek. Daai vloek het 'n effek op ons as mensdom. Want ons lewe op die aarde en ons betaal die prys vir Adam se sonde. So met ander woorde, in hierdie gebroke wêreld waar ons is, waar al hierdie slegte goed gebeur, moet ons onthou, ons is nog steeds onder die vloek van Genesis 3. As gevolg van Adam. Interessant, dat die Here straf die hele aarde vir Adam. Eva, sy kry eie straf. Interessante ding, die Hebreëse woord wat in vers 17 gebruik word vir aarde, is Adama, met 'n AH op die einde. En dit beteken grond. Dis hoekom die Here gesê het, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Romeine 8 vers 20. Die skepping is immers nog aan veruiteling onderworpe. Nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. So met ander woorde, ons as mens, ek wil hiermee afsluit, ons moet besef, die wêreld is gebroken. Ons lewe in 'n sondige wêreld. Maar die aarde en alles wat daarop is, staan onder die vloek van Adam, as gevolg van Adam se sonde. Omdat Adam na sy vrou geluister het, en nie na die Here God nie. Daar is 'n gedeelte in Handelinge 4 vers 19 en 20, sê dit, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Adam het nie gedoen nie. Kom ons leer uit Adam se foute uit. So vir ons as kinders van die Here, ons lewe in 'n gebroke wêreld, maar daar is nog steeds hoop vir ons, want ons weet ons is geanker in Here Jesus Christus. En daarom moet ons lewe tot verheerliking van die Here in 'n gebroke wêreld. Jy sien, ons kan nie agteroor sit en sê, wel, ek is nou maar deel van die vloek nie, en ek is klaar verdoem nie. Nee, as mens die Nuwe Testament lees, dan is dit baie duidelik, dat deur Jesus Christus het daar vir ons genesing gekom. Hy het al ons krankhede op hom geneem. Hy het vir ons verlossing gebring. En daarom moet ons 'n heilige lewenswandel hê. So ek wil weer sê, in 'n gebroke wêreld, wat onder die vloek is, omdat God dit vervloek het as gevolg van een mens, Adam se sonde, is daar nog steeds vir ons hoop. En dit is om te lewe tot eer en verheerliking van die Here Jesus Christus. Dat sy naam verheerlik sal word.
Want hy en hy alleen is dit waardig. Kom ons net af met gebed. Here, ons kom vanoggend in diepe afhanklikheid. En Here, ons weet ook dat ons as mens, Here, ons is nie volmaak nie. Hoeveel keer gebeur dit, Here, dat ons wat sê ons is die kinders, Here, dat ons vir U teleurstel. Here, selfs dat ons teen U sondig. En Here, ek wil bid dat ons nie sal verwys nie. Here, want ons almal woon in huise van glas. Here, U sê in Johannes 1:7, as iemand beweer hy het nie sonde nie, is die waarheid nie in hom nie. En ons besef vanoggend, Here Jesus, net soos Adam, net soos Eva, is ons maar sondig voor U. Here, U sê in Romeine 3:23 dat almal het gesondig en ontbreek in die heerlikheid van God. Maar ons dank U dat U U seun gestuur het om vir ons aan die kruis te sterwe en om vir ons volmaakte verlossing te bring. Here, maar ons dank U bo alles dat U 'n genadige God is. As ons verder lees in Genesis, Here, die laaste paar verse, Genesis 3, dan sien ons dat U vir Adam en Eva, U vir hulle veldklere gemaak en dit vir hulle aangetrek. En dit alles, Here, spreek van U goddelike genade, van U Vaderhart. Here, U het nie vir hulle gegee wat hulle verdien nie. Here, U gee ook nie vir ons wat ons verdien nie. Want alles wat ons ontvang, alles wat ons is, alles wat ons het, is maar net deur U kosbare genade. In Jesus naam bid ons dit.